Hoe durf jy? Hoe durf jy? Dit klink amper hard, nee. Maar miskien is dit presies die vraag wat ons hierdie week weer eerlik vir mekaar moet vra. Nie net hoe durf jy na God toe kom nie, want deur Jesus mag ons met vrymoedigheid na die Vader toe gaan. Dis verseker so. Ons moet die ywer, ons mag met vrymoedigheid, ons kan nie durf hê om te gaan na hom toe. Maar die vraag moet eerder wees, as ek sê hoe durf jy, is hoe durf ek sonder enige manier met God praat? En goeiemôre geliefdes van my, Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is vir my weer 'n enorme groot voorreg om hierdie week tyd saam met julle in God se woord te kan spandeer. Nou hierdie week gaan ons praat oor iets baie prakties, maar ook iets baie belangrik en baie heilig. En dit gaan alles oor hoe praat ons met God? Wat is die woorde wat ons gebruik? Hoe benader ons God? Wat is die gesindheid? Want ek hoor baie mense sê, God ken jou hart, hy verstaan jou, jy kan maar na hom toe kom net soos jy is. Jy kan inteendeel ook net sê wat jy wil sê. Jy kan woorde gebruik wat hard is en kree is. God kan dit vat. En daar is natuurlik waarheid daarin, of ten minste in gedeeltes daarin. God ken jou hart, hy verstaan jou pyn. God is verseker nie bang vir jou trane nie. Hy skrik nie vir jou vrae nie. God hardloop nie weg wanneer ek en jy deur 'n moeilike seisoen gaan nie. Nee. Maar hier is waar ons eintlik moet versigtig wees en wat die hart van hierdie week se oordeenkings is. Ek en jy, ons moenie God se deernis verwar met God se toestemming nie. Want ja, God verstaan my pyn, hy verstaan jou pyn, maar God vorm steeds my mond. Wat bedoel ek met God vorm my mond? Dink gou saam met my. Hier's 'n voorbeeld aan 'n pa en sy dogter, of miskien 'n pa en sy seun. Nee, dit kan 'n ma ook wees, 'n ouer en hulle kind. Sê nou daardie dogter kom huis toe en iets slegs het met haar gebeur. Sy het 'n rowwe dag, sy is seer gemaak, sy is ontsteld, sy huil. Haar woorde is die mekaar, sy praat dalk hard, daar's dalk 'n paar woorde wat uitkom en dink jy, "Sjoe, ek het nie geweet my 10de dogter kan so praat nie." Sy is kwaad oor wat gebeur het. 'n Goeie pa sal mos nie vir haar sê, "Hoor jy, hou op huil. Jy praat nie mooi nie. Ek hou nie van hoe jy praat nie," en dan af wegstoot en dan net verwerp nie. Nee, 'n goeie pa sal nader beweeg. Hy sal luister, hy sal haar vashou, hy sal haar probeer troos, hy sal die pyn agter die woorde hoor en hy sal begryp, hy sal die konteks kan insien. Maar dis iets heeltemal anderste wanneer daai selfe kind na 'n pa toe kom, nie met pyn nie, maar met minagting. Sy vloek hom, sy praat arrogant, sy slaan die deur toe in sy gesig, sy behandel hom asof hy die vyand is, asof hy die bron is van haar pyn en seer. 'n Liefdevolle pa kan haar pyn verstaan, maar hy sal steeds haar oneer aanspreek. Hy sal haar berispe. Want liefde, geliefde, beteken nie daar is geen eerbied nie. Nee, ware liefde wys daar's eerbied, daar's respek. En geliefdes, dit is die spanning waarmee ons hierdie week eintlik begin en waardeur ons gaan reis. Ek en jy, ons kan met God praat oor enigiets, maar ons praat nie sommer enige manier met God nie. Kyk gou vinnig hoe sê Dawid vir ons. Ek sien in Psalm 141, ons gaan kyk dan vers 1 tot 4. Dawid begin met hierdie dringend. Hy sê, Here, ek roep tot U, maak tog gou, luister na my wanneer ek na U roep. Geliefde, ons kan hoor daar, hy is eerlik, hy sê dis dringend, hy het God nodig, maar hy gaan aan, dan sê hy, aanvaar my gebed soos wierook voor U. Met ander woorde, Dawid verstaan, my gebed is nie net woorde wat ek uitgooi nie, my gebed styg op voor God soos aanbidding, daai wierook, dis die prentjie, daai wierook gaan op. En dan kom daar die kragtige gebed in vers 3, kyk gou wat sê hy. Hy sê, sit 'n wag voor my mond, Here, hou wag oor wat ek sê. Dawid sê nie, Here, U ken my hart, so my woorde maak nie saak nie. Ek kan praat soos ek wil, ek kan kwaad raak, die sooibrand kan uitkom, ek kan sommer vloek terwyl ek met U praat. Nee, Dawid sê, Here, juis omdat U my hart ken, en wat tans aan die gang is hier binne, is nie lekker hier, moet U my mond bewaak, U moet dit bewaar, sit 'n wag voor hom. Is nie vir jou kragtig nie? Geliefde, geestelike volwassenheid is nie net om eerliker met God te word nie, dit is ook om meer eerbiedig voor God te word. Daar is 'n tipe eerlikheid wat eintlik net, hoe kan ek dit sê, dis eintlik net rebellie met godsdienstige taal. Nee, dis net ingekleer met godsdienstigheid. Daar's 'n tipe, ek is net reël met God, wat eintlik beteken, ek wil nie hê God moet my vorm nie. Maar ware gebed sê iets anders. Dit sê, Here, hier is my hart. Hier's my pyn, hier's my vrees, hier's my frustrasie. Maar Here, asseblief, moenie net my omstandighede verander nie. Vorm ook my woorde, vorm my gesindheid, vorm my hart.
Dis hoekom Dawid in vers 4, hy bid verder, dan sê hy hierdie: bewaar my van verkeerde begeertes wat lei na bose dade. Geliefde, want woorde kom nie net uit nêrens uit nie. Woorde kom uit die hart uit. Jesus leer ook later vir ons dat wat uit die mond uitkom, kom uit die hart uit. Dis ook Jesus se woorde in die Nuwe Testament. So wanneer ek en jy met God praat, wys my woorde, die woorde wat ons gebruik, dikwels wat binne in my aangaan. Daarom is hierdie nie net 'n boodskap oor mooi taal gebruik nie. Hierdie is nie net moenie lelike woorde sê wanneer jy bid nie. Dit is baie dieper as dit. Dit sê eintlik dis 'n uitnodiging vir my en vir jou, vir ons hart om weer voor God te kan buig, om eerbiedig te wees, om respek vir God te hê. 'n Hart wat sê: Vader, ek kom na U toe met alles wat ek is, maar ek kom nie arrogant nie, ek kom nie roekeloos nie, ek kom nie asof ek U net nog iemand is wat ek kan ronddruk met my emosies nie. Nee, ek kom deur Jesus, ek kom met vrymoedigheid, maar ek kom ook met eerbied. So vandag ek wil vir jou hierdie eenvoudige sin gee. Jy kan met God praat oor enigiets, maar jy praat nie sommer enige manier met God nie. Jy kan met hom oor enigiets praat, maar jy kan nie net op enige manier met hom praat nie. Daarom, bring jou pyn, bring jou vrae, bring jou trane, bring jou frustrasies, maar sê ook saam met Dawid, wees naby genoeg aan Jesus, om saam met Dawid kan sê: Here, sit asseblief 'n wag voor my mond, hou wag oor wat ek sê. Want God verstaan jou pyn, maar hy's lief genoeg om jou ook te vorm en spesifiek jou mond te vorm. En dalk is dit vandag die begin van 'n dieper gebedslewe vir jou. Nie net 'n gebedslewe waar jy voorgee nie 'n gebedslewe waar jy jou emosies probeer wegsteek nie, maar 'n gebedslewe waar eerlikheid en eerbied saam voor God staan. Eerlikheid en eerbied saam voor God staan. So, kom ons vat dit net vandag hierdie gebed saam. Ek wil vir jou net prakties, waar het ons gesels, nee? Dawid sê: Here, ek roep tot U. Here, aanvaar my gebed soos wierook. Here, sit 'n wag voor my mond, want daar sooi brand, wat teen soos aanstoot gaan uitkom. En Here, asseblief bewaar my hart. Kan ons leer om so te bid? Ek hoop so. Ek hoop hierdie week se oordeenkings wat vir ons voorlê, sal jou strek, sal jou inspireer, en in die volgende paar weke gaan ons juis kyk oor wat is ons woorde wanneer ons met God praat, as God se woorde met ons praat, en wat is die woorde wat ons met mekaar praat oor die Here. Ek hoop hierdie reeks wat vir ons voorlê gaan vir jou interessant wees, lekker wees, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Maandag. Dankie vir hierdie dag waar ons wegtrek, en vir baie is dit die eerste dag van die week wat ons werksweek aanbetref. En daarom vra ek, Here, waar baie van ons dalk nou luister op pad werk toe of nog voor werk, dalk is ons nog besig om wakker te word, ons probeer hierdie woord inneem, bid ek dat U in ons harte en in ons gedagtes iets sal losmaak oor die eerbied en die deernis wat ons moet hê vir U. Wanneer ons na U toe kom met ons kwesbaarheid en ons situasies, ons angstigheid, ons frustrasies, met die alles wat ons is, Here, as ons na U toe kom, Here, ons kan kom net soos ons is, maar ek bid Jesus, ek bid dat U in ons sal losmaak 'n eerbied en 'n respek vir U, wat weet dat wanneer ons met U praat, dat dit sal wys, ons kom na U toe in 'n postuur van aanbidding, van eerbied, van reverence, soos die Engelsman sê. Daarom vra ek Jesus dat U vir ons hierdie week sal lei in ons gedagtes en ons harte, dat ons sal oplet hoe ons met U praat, wanneer ons met U praat. Ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre weer. Gaan in vrede. Totsiens.